ingekom het. Ek het nou verlede week by Genesis 1 stilgestaan en ek sê ons gaan vanoggend weer uit Genesis 1 uit lees, net so 'n bietjie met 'n ander klank vanoggend. Maar na aanleiding dan van verlede week het Dani Bernardo gesê dat hy vir my so ietsie sal opstel rondom die skepping, en God se skepping, ook in die gebedsmoment, en dat dit vanoggend dan eintlik net gaan in hierdie gebedsmoment dat ons met verwondering voor die Skepper God sal staan, die God wat ons nie kan verstaan hoe groot hy is en hoe almagtig hy is nie. En as ek nou vanoggend hierdie inligting lees wat Dani hier geskryf het, dan wil ek vir u sê dat my kop slaan sommer dadelik toe as ek net al hierdie goed hoor, maar ek weet hier's baie slim mense hier voor my wat dit alles gaan verstaan. Maar kom ons luister vanoggend net daarna en raak net opnuut bewus van God se grootheid, God wat die almagtige skepper is, en kom ons eer hom ook daarvoor. So Dani het dan ook gesê, loof God vir sy ongelooflike skepping. As ons na die oneindigheid van God se skepping kyk, is daar 'n paar gedagtes wat opval. In ons eie tuissterrestelsel, die Melkweg, is daar meer as 100 miljard sterre, soos byvoorbeeld ons eie son in die Melkweg. Die deursnit van die Melkweg is ongeveer 100.000 ligjare. 'n ligjaar is die afstand wat lig in 1 jaar af lê teen 'n spoed van 300.000 kilometer per sekonde. In die laaste paar jaar, sien dit ongeveer 1992, is daar ontdek dat meeste van hierdie sterre ten minste een planeet het wat daarom wentel. Hierdie planete word eksoplanete genoem. En sedert 1992 is reeds meer as 6000 sulke planete ontdek. En daar word feitelik daagliks nog meer by hierdie getal gevoeg. Hierdie planete is baie moeilik om te ontdek omdat ons dit nie kan sien nie, selfs nie met die grootste teleskope nie. Maar die onlangse ontplooiing van die James Webb ruimteteleskoop het die eerste sodanige beeld opgelewer. Die verste ster waarom eksoplanete al ontdek is ongeveer 27.000 ligjare van die son af. So in sterrekundige terme eintlik baie naby aan ons. Dink net hoeveel planete is daar in die heelal as daar soveel ander sonne naby ons is. Behalwe die Melkweg is daar nog meer as 2000 miljard ander sterrebeelde of galaksies in die heelal, waarvan baie wat oneindig ver van die son af is. Daar word geskat dat die deursnit van die bekende heelal meer as 13 miljard ligjare is, en meeste van hierdie sterrebeelde bevat baie sterre met planete daarom. Dink net hoeveel ander planete is daar om sonne wat verder weg is as die Melkweg. God, die skepper, het dit alles gemaak. En daarom kan ons nie anders as om God, die skepper, te loof, wat so oneindig groot is nie. Baie groter as wat ons ooit kan dink. Ek sê weer, wanneer ek al hierdie goed lees, dan begin my gedagtes sommer net amper ophou bestaan, want 'n mens kan eintlik jouself nie enigstens die grootheid daarvan probeer indink en die inligting probeer saamvat in ons menslike verstand nie. So ek wil graag geleentheid gee dat ons vanoggend regtig net God sal dank vir wie hy is en eer sal bring aan hom vir wie hy is, die skepper God, wat soveel meer gemaak het as wat ons met ons oë kan sien. Kom ons raak stil in verwondering voor God.
Here ons God, ons lees in u woord van die grootheid. In die psalms word die grootheid besing. Ons sing liedere in die kerk wat u lof besing. En wanneer ons dan hierdie inligting hoor, wat ons as gewone mense niks van verstaan nie, dan kom bevestig dit net dat geen woord wat enige mens ooit kan spreek, kan 'n fraksie van die grootheid beskryf. En ons kan maar net vanoggend verstom en verdwaas staan dat hierdie Skepper God, wat ons bely alles gemaak het, ons liefhet. En dat u, die almagtige Skepper God, ons elkeen by die naam ken, en ons in u handpalm toevou. Here, ons sien maar 'n klein stukkie van u skepping. As ons 'n mooi sonsopkoms of 'n sonsondergang sien, dan sê ons, wonderlik is God nie. As ons miskien 'n majestueuse berg sien of 'n diep kloof, dan sê ons, wonderlik groot is ons God. En dan is dit nie eers 'n spikkeltjie van wat u gemaak het. So al wat ons in hierdie dag kan doen is om te sê, Here, u is 'n menslik onverstaanbare groot en heilige God. En dankie dat ons u Vader mag noem en dat ons u kinders is. Dankie vir die oneindige genade. Amen.
oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Gemeente, genade en vrede vir elkeen van U, van die Skepper God, wat alle sienlike en onsienlike dinge gemaak het. En genade en vrede vir elkeen van U, van ons Here Jesus Christus, lig uit lig, en genade en vrede vir elkeen van God, die Heilige Gees, ons Heer en ons lewendmaker. As ons so bewus raak van God se grootheid, maar ook van sy genade, kom ons antwoord ook daarop dan, terwyl ons staan, met 2 lofliedere. Oh
offergawe ook net lof aan U, die Skepper God sal wees. Amen. As ons vanoggend by ons familienuus kom, dan wil ek graag geleentheid gee dat u mekaar so vinnig net groet en hoor hoe gaan dit met elkeen? Ek wil u dan ook nooi om na die tyd verder te kuier rondom koppie of beker koffie en 'n koppie tee. Maar dit gaan volgende in die saal wees. Dit sal nie hier onder die boom wees nie. So maar moet asseblief nou nie verdwyn omdat dit nou in die saal is nie. As jy gewoonlik hier saam kuier, kom ons doen dit dan net volgende daar in die saal asseblief. Die weekse program Dinsdag die diens by Walgers Afdreeoord, Woensdag senior lenteete. Ek dink die bespreking sluit vandag, het ek gehoor. Hoe laat? 12 uur vannag. As jy 'n minuut oor 12 stuur, dan verby, dan gaan jy nie kan eet nie. So, jy het nog so 'n paar ure tyd om te bespreek. En dan donderdagoggend die gebedsbyeenkoms hier in die kerkgebou. Jy sien die inligting daarvan ook op die bassein wat jy ontvang het. As jy die bassein nie elektronies ontvang het nie, dan moet jy vir Beryl laat weet, sodat sy die inligting kan opdateer en dit bring hom maar dan sommer ook by die beriggie wat sy daar gesit het, dat die lidmate of persone wat hier by ons inskakel, wees inligting ons nie regtig het nie. Partykeer verander u inligting, u verhuis dalk of die telefoonnommer verander, laat weet dan asseblief vir Beryl. En ook belangrik, soms sit ons van die ouer persone se name op die verjaarsdaglys en dan word dit uitgestuur en dan bel mense vir Beryl en sê maar daai persone sal intussen oorlede en dan weet ons dit nie. So as u hoor van iemand wat miskien nie meer om watter rede ook al, dan is gewoonlik maar ouer mense wat nie meer regtig by die gemeente aktiwiteite betrokke kan wees nie. As u weet van so iemand wat gesterf het, wat weet man net vir Beryl, wat ons net altyd seker is daarvan, want dit is nogal 'n verleentheid as ons nou iemand se naam op die verjaarsdaglys het en die persoon is intussen oorlede. So dit is baie belangrik dat jy asseblief altyd die inligting op datum sal hou. Dan herinner ek weer aan die gemeente retreat op die 28ste tot die 30ste November. Ek wil tog vra dat jy net vir my 'n WhatsApp sal stuur as jy gaan kom. Want ek weet baie mense het nou vir my gesê, jy sit maar my naam op en dan kan ek nie jou naam opsit nie en dan het ek hom ook nie hier helemaal opgesit nie. So ek wil nou nie iemand vergeet nie. So stuur maar net vir my boodskap. En ek skuis vir die goed wat nou volgende weer afgesny is. Ek weet nie hoekom nie, op my rekenaar het dit mooi duidelik gewys, maar ek sien hier is dit volgende keer afgesny. Goed, dan vra ons asseblief weer, dit het gehelp dat ek verlede week gesmeek het vir iemand by die kamera en 2 persone gereageer. So nou gaan ek nog 'n keer smeek vir hulp by die teeskind. Dalk is daar iemand wat wil julle nie daar ook help, Koen en Antjie, julle kan maar by die teeskind ook help. As daar iemand is asseblief wat vir ons kan help by die teeskind, kontak die kerkkantoor, dan ook ons het regtig maar net 'n bietjie daar ook mense nodig. Dan by die gebedslys
ons innige meegevoel aan Tannie Poppie Maas en haar gesin, met oom Louis wat vroeger die week oorlede is. Sy het nou lang gesukkel met kanker en hy is Dinsdag oggend oorlede. En die diens is volgende Saterdagoggend 10:00 dan by Walkers Aftreeoord. En dan is Sas Stroewig, daar van die Equestra Aftreeoord. Ons wil graag haar naam ook op die gebedslys plaas, maar ons vra ook so 'n voorbereiding vir haar man en Dries, dat haar ook moet versorg en ondersteun. En dan gaan dit ook op die oomblik nie goed met Gerry Venter nie, kom ons bid ook vir hom. En dan was ook Dani Dupree in die hospitaal vir 'n operasie. Ek weet nie of hy nou ontslaan is of iemand dalk iets weet nie. Maar kom ons bid dan ook vir hom en sy gesin. Goed, dit bring my dan vanoggend by die verjaarsdag. En ek het sommer 'n groep besoekers vanoggend ook hier gesien, met oom Mike wat verjaar, oom Mike van Skalkwyk, en hy verjaar môre, en dan Rita Latsky, en dan John Scholes, wat ook die week verjaar. Goed, oom Mike, ek dink dit is net oom wat vanoggend hier is. Enigiemand anders dalk vanoggend hier wat in die week verjaar? So waarom niemand? Goed, maar ek wil net 'n ander kers ook nog aansteek. Kom ons sing nou die Here se seën vir my toe. Ek sien nie eintlik kinders vanoggend hier nie, so ek dink nie ons gaan 'n kindermoment hê nie. Pieter Louis, julle twee kinders hierso. Sê weer? Net een. Dis hulle al twee daar. Okay, dan kan hulle gou 'n sjokolade kom haal. Jy kan maar kom dan en Johan. Ja, maar jy lyk mooi vanoggend. Mens, en jy lyk net so mooi. Kyk, ek wil gou vir die mense wys. Kyk hoe mooi lyk hy. Dis net mooi. En weet julle hoekom lyk julle so mooi? Ja, want kan ons altyd netjies. Ja, julle pappa en mamma trek julle altyd netjies aan kerk toe, maar julle lyk ook so mooi, omdat die Here julle so mooi gemaak het. Ja, daar was dinosourusse ook en die Here het dit ook gemaak, maar ons gaan nie nou vanoggend oor die dinosourusse praat nie. Ons praat oor julle wat so mooi lyk, omdat die Here julle so mooi gemaak het, nee. En ons sê vir die Here altyd dankie dat hy ons so mooi gemaak het.
Ja, okay. Ek het nou gesê, daar gaan nie 'n kindermoment wees, maar julle het sommer een gemaak. So, kom ons, ek hoor, jy is verskriklik slim. So, okay, kom ons gaan nou eers bid. Is dit reg? Goed, kom staan hier by my, dan bid ons gou saam. Maak toe julle oogies en julle mondjies, en dan bid ons. Ag Here, dit is so wonderlik om te sien hoe mooi U ons gemaak het, en hoe mooi U kinders gemaak het. En ons sien die mooiheid in hulle spontaniteit. Ons sien U mooiheid in hulle oë. Ons sien U mooiheid sommer net in hulle menswees. En U goedheid en U grootheid. En dankie dat hierdie twee kinders ook vanoggend 'n voorbeeld is van U wonderlike skepping. Ons loof en eer U, ook vir hulle en hulle gesin. Amen. Goed, nou ek gaan vir julle elkeen iets gee, dat julle kan gebruik, en dan hierdie, so is vir julle elkeen 'n ja, julle gaan al twee kry. Nee, wag net eens met daai. Hierso is vir julle prentjies wat julle kan inkleer. Daar's die maan en die son en sterre en daar's die aarde. So julle kan nou daar gaan sit en inkleer as die diens verby is, dan moet julle net vir my die bord en die inkleer kruid weer terugbring. Maar die prente kan julle daar in die ys teen die yskas gaan sit. Is dit reg? Okay. Goed. Vat vir julle elkeen 'n sjokolade. Maar wag nou net voor jy loop. Pieter Louis, hulle was verlede week op die jeugkamp en Pieter Louis het geval en 3 ribbes gebreek. Het ek gehoor, so is 'n gevaarlike kamp geweest. So jy kan maar vir jou pa 'n sjokolade vat omdat hy seer het, en jy kan vir jou ma sjokolade vat omdat sy mooi kyk na jou pa, en dan moet jy vir daai oom wat verjaar daar agter ook 'n sjokolade vat. Daar staan. Dankie. Daar agter. Gaan nog aan. Ons gaan volgende dan meer uit Genesis 1 uit lees, maar voordat ons lees, kom ons bid ook saam. Here, dankie dat ons vanoggend ook U heilige teenwoordigheid hier mag beleef, in soveel fasette. Ons beleef U teenwoordigheid in die vrolikheid van kinders. Maar ons beleef U teenwoordigheid in ons eie stil wees vanoggend voor U. Ons beleef U teenwoordigheid in die weer hier buite. En ons smag na 'n eerste somerreën. Die skepping smag daarna. Ons sien U teenwoordigheid in die woord waaruit ons nou gaan lees. En dankie dat ons as U kinders vandag in U teenwoordigheid mag wees. Dankie dat ons U, die heilige God, in hierdie oggend mag aanbid. Kom Here, praat met ons ook uit die woord uit. Mag ons die woord vanoggend hoor. Dit wat U vandag vir ons wil sê. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Genesis 1 vers 1.
In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei. En so het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het hy see genoem. En God het gesien dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee, en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy eie aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. En so het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitsprei, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, en dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om die aarde lig te gee. En so het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien dit is goed. Toe het God hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy eie aard. En so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as 'n verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie,
bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde, en aan die voëls in die lug, en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy die 7de dag as gereelde rustdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskep is. Na aanleiding van verlede week se diens het 'n paar mense my 'n paar vrae gevra oor Genesis 1 en oor die hele skepingsverhaal. En miskien sal ek dan by 'n latere geleentheid, derde keer, dan daaroor ietsie sê. En dan kan ek miskien van die vrae ook 'n bietjie aanspreek wat mense my gevra het, en miskien dan vooral ook stil staan by die 7de dag waarvan ons hier lees. Maar vandag wil ek dan so 'n bietjie op iets anders fokus in hierdie gedeelte. Vir die van die wat verlede week nou nie hier was nie, of wat nie meer kan onthou wat ek gesê het nie. Verlede week het ons gesê dat Genesis 1 gaan oor die geloof in die Skepper God. Die God wat alles gemaak het. So dit gaan oor die wie van die skepping in Genesis 1 en nie oor die hoe van die skepping in Genesis 1. Dit was glad nie die bedoeling van Genesis 1 om vir ons te sê hoe die skepping plaasgevind het nie. Dit gaan net daaroor oor wie die skepper daarvan is. En ek het gesê dat Genesis 1 is waarskynlik, of die hele skepingsverhaal is waarskynlik so in die Babyloniese ballingskaptyd geskryf, toe die Israeliete in ballingskap in Babylonië weggevoer was, en daar was hulle omring deur al hierdie afgode van die heidene nasies. En al hierdie heidene nasies het ook hulle eie skepingsverhale gehad, waarvan die bekendste dan die is van Marduk, van die Babyloniërs. En die Babyloniërs het geglo dat Marduk was die skepper gewees van alles wat die mense kon sien, en hy het die oer-oseaan Tiamat verslaan en in 'n geveg, en dan vir Tiamat in 2 gedeel, naamlik die aarde en die see. En dan skryf die skrywer van hierdie skepingsverhaal hierdie verhaal, soos wat ons dit in Genesis 1 vind, om vir die Israeliete te sê, maar nie Marduk of enige van hierdie ander gode wat aan julle voorgehou word as die skeppers van dit wat julle kan sien, is die skepper daarvan nie. Maar die God wat julle aanbid, die God van Israel, hy is die skepper van alles. En hy het heeltemal anders te werk gegaan as wat al die ander heidense skepingsverhale vertel. Want al die ander verhale het vertel van gevegte wat plaasgevind het, soos die geveg tussen Marduk en Tiamat. Maar die God van Israel, wat die almagtige God is, het nie nodig gehad om met enigiemand anders te veg nie, want daar is in elk geval geen ander God behalwe hierdie God nie. En hy het geskep deur net 'n woord te spreek. En dan het dinge gebeur. So is maar net so 'n herinnering en 'n terugverwys na verlede week
se diens. Ons het in Afrikaans die uitdrukking aardjie na sy vaartjie. En dit sê dan dat daar 'n sekere karaktereienskappe in 'n kind teenwoordig wat dieselfde van die kind se ouers is. En miskien geaardheid of miskien hoe die kind lyk. Dis my baie interessant altyd wanneer 'n nuwe baba gebore word, hoe 10 verskillende mense 10 verskillende menings sal hê oor na wie hierdie kind lyk. Na die pa of na die ma. Baie sal sê, sy het beslis haar ma se oor. Dan sal iemand anders sê, maar hierdie kind lyk net soos haar pa. En so sien ons mos nou maar sommer net dinge raak in 'n kind wat ons dan so na die ouers te verwys. Maar dan voel die pa of die ma baie goed daaroor en baie opgewonde dat daar iets van hulle ook aan hulle kinders oorgedra is. Soms is die kinders dalk spyt dat daar iets van hulle ouers aan hulle oorgedra is. Ek sal nou nie altyd weet nie, maar feit bly net, mens sien baie keer karaktertrekke van ouers ook in hulle kinders. As ek vanoggend sou sê gemeente van Jesus Christus, julle en jy persoonlik, soos wat jy vanoggend hier sit, is geskape na die beeld van God. Hoe voel jy daaroor? Wat doen dit aan jou as jy vanoggend hierdie woord hard en duidelik hoor? Jy is geskape na die beeld van die heilige, almagtige Skepper God. En ek wil hê jy moet dit nie net hoor nie. Ek wil hê dit moet net vir so 'n oomblik insink in jou gedagtes. Jy is geskape na die beeld van God. Dit is nogal besondere woorde. Iets wat ons eintlik nie eers enigstens kan verstaan dat dit moontlik kan wees. As ons vanoggend in die gebedsmoment maar net weer ervaar het hoe oneindig groot God is. Hoe is dit moontlik dat daar iets van daardie God in ons as mense kan wees? Iets wat ons dan oneindig opgewonde en dankbaar moet maak. Dit doen ook ons 'n mens goed wanneer jy goeie komplimente hoor. As iemand vir 'n vrou sou sê, jou hare is baie mooi gesny, dan voel sy goed daaroor. Dit doen iets aan haar. Of as 'n werkgewer vir 'n werknemer sou sê, weet jy het nou regtig uitsonderlike diens gedoen. Ek is baie beïndruk met jou diens. Dan doen dit iets aan daardie werknemer. Dit is my altyd baie lekker om so by mense te kuier en te hoor hoe hulle vertel van hulle kinders en hulle kleinkinders. En ek wil u verseker, ons land is geseën met die slimste kleinkinders wat daar denkbaar kan bestaan. En die oulikste kleinkinders. En is wonderlik, want die slimste en die wonderlikste een word op 3 Desember gebore, net so dat weet. Maar almal is altyd opgewonde om vir my hierdie stories van hulle kinders en kleinkinders te vertel, en dit is my so heerlik om dit altyd te hoor. Maar sommer so op die eerste bladsy van die Bybel staan die mees wonderlikste woorde wat daar oor enige mens gesê kan word. Dat ons na God se beeld geskape is. As God se verteenwoordigers,
sê Genesis 1. Die mens is die kroon van God se skepping. Na al die skepingsdade waarby God betrokke was, die hemel en die aarde en alles wat daarop geskep is dit asof daar so 'n oomblik van 'n huiwering is. Ook in die Hebreëse teks word dit so 'n bietjie anders gestel as die res van die skepingsverhaal. Wanneer God sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld op aarde. En hoor jy mooi, ons, daar staan, toe sê God, kom ons maak, so dit is al die eerste verwysing ook na die drie-eenheid in die Bybel. En dit is so amper asof die skrywer iets wou sê, dat daar so iets van 'n beraadslaging was tussen die drie persone van die drie-eenheid. En dan sê God, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. En die mens gaan anders wees as al die ander skepsels op die aarde. Ja, sê Genesis 1, die hele skepping, alles wat gesien en nie gesien kan word nie, is God se. Hy het dit alles gemaak, hy versorg dit alles. Maar die mens gaan anders wees. Want dit is nie net God wat iets aan die mens doen nie. Die mens kan ook iets terug doen aan God. En dit maak die mens heeltemal anders as die res van die skepping. God praat met die mens en die mens het die vermoë om met God terug te praat. En dit is heeltemal anders as die diere wat God gemaak het. So daar is kommunikasie, daar is gesprek tussen God en mens. Daar is 'n verhouding tussen God en mens, wat daar nie is tussen God en die res van die skepping nie. Daar gebeur iets tussen God en mens. En reg deur die Bybel word hierdie verhouding tussen God en mens met verskillende beelde beskryf. Van die bekendste is dan vader-kind verhouding, dat God is ons hemelse Vader, ons is sy kinders. Daar word die beeld gebruik van koning en dienaar, God is koning en ons is sy dienaars. Of die beeld van herder en kudde, God is ons herder, ons is sy kudde wat deur hom versorg word. En verskeie ander. Maar nie een van hierdie menslike beelde kan regtig die verhouding en die interaksie wat daar tussen God en mens is, volledig en in al sy veelkleurigheid beskryf nie. Want as ons daaraan dink, die verhouding tussen 'n vader of 'n ouer en 'n kind is heeltemal anders as die verhouding tussen 'n koning en 'n dienaar, wat weer heeltemal anders is as die verhouding tussen 'n herder en sy kudde. So die Bybel wil vir ons leer dat daar 'n veelsidigheid van wyses is waarop daar 'n verhouding tussen God en mens kan plaasvind. Die verhaal van die skepping van die mens na God se beeld en die besondere verhouding wat tussen God en mens bring, is dan eintlik 'n inleiding tot die res van God se verhaal met die mens. Dit lei die verhaal in van God se verhouding met Abraham, wat hy geroep het om die vader van sy volk te wees. Dit lei die verhaal in van God wat sy volk Israel uit Egipte uit ballingskap uit slawerny weggevoer het of weggelei het deur die woestyn en hulle gebring het in Kanaan, die land wat oorloop van melk en honing. So dit vertel die verhaal van God se versorging en sy omgee vir sy volk. In God se verhaal met die mens hoor ons hoe dat God met die mens kommunikeer op verskillende maniere.
deur sy profete en konings. Maar ons hoor ook hoe dat sy volk in 'n vreemde land in ballingskap gaan bly as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en hulle ontrouheid aan God. Omdat hulle hierdie kommunikasie met God bederf het met sonde. Maar die verhaal van God met die mens loop uiteindelik uit op die geboorte van Christus. Sy menswording, sy lewenspad tot aan die kruis, die opstanding uit die dood en uiteindelik die uitstorting van die Heilige Gees. En reg deur hierdie hele verhaal in die Bybel van God se verhouding met die mens, bly God, die God van Israel, die skepper God. Hy wat aan die begin gesê het, laat daar lig wees en so chaos in orde omskep het. Hy wat die skepper van die hemel en die aarde is, deur net 'n woord te spreek en nie deur geweld te gebruik, soos al die ander afgodsverhale vertel het nie. Hy bly die skepper God. Ek het vroeër gesê dat hierdie verhaal is geskryf om die Israeliete wat in ballingskap is, net weer te kom herinner aan wie die ware skepper is. Om hulle geloof in God weer te versterk. Want hulle bly ver van hulle eie land af, hulle bly ver van die tempel af, wat vir hulle die simbool van God se teenwoordigheid was. En daarom was dit nodig dat hulle net weer moes hoor, maar die God wat ons aanbid, hy is die skepper van alles, en ons kan hom vertrou. So hierdie verhaal moes hulle ook weer herinner wie God is. Maar vandag beteken die verhaal vir ons as Nuwe Testamentiese kerk van Jesus Christus, dat God nie net met sy volk Israel op 'n besondere manier gekommunikeer het en in 'n verhouding gestaan het nie. Maar dat hy dit vandag nog steeds doen. God staan vandag nog steeds met elkeen van ons in 'n besondere verhouding. Ook met jou wat na sy beeld geskaap is. Maar dan lees ons ook in Genesis 1 dat God die mens nie as enkeling geskaap het. Daar staan baie pertinent, as man en vrou het hy hulle geskaap. So dit beteken ook dat daar iets tussen mens en mens kan gebeur. Tussen man en vrou, tussen broer en suster, tussen ouer en kind, tussen werkkollegas, tussen buurman en buurman. Want God het bedoel dat ons as mense langs mekaar sal staan, as sy beelddraers, en nie teenoor mekaar nie. Wanneer ons besef dat ons as beelddraers van God langs mekaar voor God staan en nie teenoor mekaar nie, dan kan daar ook iets goeds tussen ons gebeur. Dan kan ons mekaar lief hê en so saam met mekaar leef en mekaar nie beledig of verkleineer of sleg sê of te na te kom nie. Want dit is hoe God bedoel het dat ons sy verteenwoordigers op aarde moet wees. Dis wat dit beteken om na sy beeld geskaap te wees. Wanneer man en vrou langs mekaar voor God staan, wanneer ouer en kind langs mekaar teenoor God staan, wanneer buurman en buurman langs mekaar voor God staan, dan leef ons God se beeld uit teenoor mekaar. Maar wanneer ons teenoor mekaar staan, dan word ons mekaar se opponente. Soos wat Kain en Abel
teenoor mekaar gestaan het en nie langs mekaar nie. En dan word God se beeld afgebreek in onsself en in ons medemens. Nou weet ons ook dat dit nie net die goeie is wat tussen God en mens en tussen mense onderling gebeur nie. Want sommer net in die volgende paar verse in die Bybel lees ons dat Adam en Eva God se opdrag oortree het. Dat Kain vir Abel doodslaan. En so word God se beeld in die mens geskend. Maar die sonde en die kwaad wat tussen God en mens kom indryf het, verander niks aan die feit dat die mens na God se beeld geskape is. Alle mense is na God se beeld geskape. En daarom begeer God dat daar daagliks iets goeds met die mens sal gebeur. En daarom is God nooit klaar met die mens wat hy na sy beeld geskaap het. En juist daarom word die verhaal van God en die mens verder en verder in die Bybel vertel. Uiteindelik tot by Jesus, die volmaakte beeld van God, self God. En so kom herstel Jesus die verhouding tussen God en mens. En God stuur sy Heilige Gees om in sy kinders se lewens te woon en ons nuut te maak en daagliks die verhouding tussen God en mens in stand te hou. Maar natuurlik word dit alles net 'n werklikheid vir elkeen wat dit deur genade, deur God se genade ook in geloof aanvaar. Wat 'n wonderlike God. Wat 'n genadige God. Amen. Ek wil u nooi om volgende weer saam met my ook die geloof in die Here te bely. Daar gaan woorde op die skerm verskyn. Jy hoef dit nie hardop te sê nie, maar jy kan dit net saam met my volg. Ons glo in God, die almagtige Vader, wat uit liefde die aarde vir alle mense gegee het. Ons glo dat ons as mense 'n spesiale deel van die skepping is. En dat elke deel van die skepping 'n kosbare geskenk is om te gebruik en in liefde na hom te sien. Ons glo in Jesus Christus, wat die koninkryk laat kom, die skepping genees, en deur sy dood en opstanding die vrede van God aan mense bied. Ons glo in die Gees van God, wat oor die waters gesweef het en orde in ons wêreld gebring het. Ons wil glo in die skoonheid van eenvoud, in liefde met oop hande. Ons waag dit om te glo in 'n nuwe mensheid, waar geregtigheid sal floreer, respek vir die hele skepping sal gedei, en vrede 'n werklikheid is. Ons bely vanoggend ons geloof in die drie-enige God, terwyl ons hier herinner word aan die liefde van God, die genade van Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Here, hoe meer ons nadink oor U die Skepper God,
Hoe meer ons nadink oor u verhaal met die skepping, die verhouding met die mens, hoe stiller raak ons. Want Here, hoe meer ons daaroor nadink, hoe meer onbegryplik is dit vir ons, dat u in 'n verhouding met ons wil staan. Ons wat die volmaakte verhouding wat daar was, geskend het deur ons sonde. Dankie, Here, dat u verhaal met die mens nie eindig waar u die mens geskaap het. Nou dat nie eindig waar die mens in sonde verval het. En waar die mens teenoor mekaar en teenoor u kom staan het nie. Dankie dat u verhaal met die mens verder gaan. Tot by Jesus Christus, ons verlosser. Hy wat die verhouding is in u en ons kom herstel. Dankie dat u verhaal met die mens ons ook vertel van die Heilige Gees, wat ook geloof in ons kom wek, sodat ons juis kan glo in die wie van die skepingsverhaal, en dat die hoe nie vir ons so belangrik moet wees. Dankie dat u verhaal met die mens voortgaan tot in alle ewigheid, en dat ons vandag ook kan uitsien na 'n ewige herstelde verhouding, waar ons weer volmaak in u heilige teenwoordigheid mag wees. Here, sal u ons deur die Heilige Gees in staat stel om elke dag as mense wat deur u geskep is, wat u beelddraers is, en wat u verteenwoordig is op hierdie aarde, sal u ons lei, dat ons elke dag so sal leef. Dat ons daagliks langs iemand anders sal gaan staan, of langs iemand sal loop, en so u beeld uitdra, en nie teenoor iemand sal staan, en so u beeld sal vernietig. Dankie Here God, dat u ook langs ons staan, in Jesus Christus, en nie meer teenoor ons. Ja Here, nog meer, dat u binne in ons is, deur die Heilige Gees. Here, ons Here, hoe wonderbaarlik is u naam. Amen. Terwyl jy net so bly sit, kom ons sluit met die slotlied asseblief. Amen.
Die Gees van God het oor die waters gesweef en toe het God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Mag die Heilige Gees deur jou waai sodat jou gedagtes heilig mag wees. Mag die Heilige Gees in jou werk sodat jou werk ook heilig mag wees. Mag die Heilige Gees jou hart na hom toe trek sodat jy sal lief hê wat heilig is. Mag die Heilige Gees jou krag gee sodat jy sal beskerm wat heilig is. Mag die Drie-enige God jou bewaar sodat jy altyd heilig sal wees en sy lig uit jou lewe sal straal. Amen.